Goeiemiddag, vanmiddag se resep vir die lewe kom uit die boek Jona. Nou, ons kan eintlik 'n hele paar resepte uit hierdie boek uithaal, maar ek gaan so 2 gedagtes gebruik rondom Jona om vir ons die resep van die lewe te gee. Jona se naam beteken duif. Van die vroegste tye af is duwe gebruik as boodskappers, ons weet van posduwe, en die eerste plek wat ons van 'n duif lees in die woord is van Noag, wat die duif gebruik het om te gaan kyk of daar 'n groenigheid op aarde is. Nou, Jona, duif, boodskapper, word gestuur na Ninive, want Yahweh, God Almagtig, wil genade betoon aan alle nasies, ook aan die heidense nasies. Maar Jona wip hom, want hierdie was nou die vyand geweest, die Assiriërs. Hy klim op 'n skip en in plaas van om 'n visser van mense te word, word hy viskos. En vir 3 dae en 3 nagte lê hy en blaas slijmerige bobbeltjies in die vis se maag. En dan lees ons in Jona 2, dat daarna, na hierdie 3 dae, begin hy om God te loof en te prys. En hy gebruik baie besonderse woorde, want hy sê, in my nood het ek tot Yahweh geroep, en hy het my gebed verhoor. Hy is nog steeds binne in die vis, maar hy sê, my gebed is verhoor. En dan sê hy in vers 4, ek het gedink dat ek uit u gesigheid sou verdwyn, maar tog weet ek sal weer u heilige tempel aanskou. Hy sê, die seegras was om my kop gedraai, maar u het my van die dood gered. Toe ek wou vergaan, het ek aan u Yahweh gedink en my gebed het by u gekom in u heilige tempel. Vers 9 sê, en terwyl ek 'n loflied sing, wil ek 'n offer bring, lofoffers wil ek bring. Dit wat ek beloof het, sal ek doen, want my hulp kom net van Yahweh, die Here God af. En onmiddellik beveel die koning van die konings 'n vis in die middel van die see om vir Jona op die vasteland uit te spoeg. My eerste gedagte, Jona het nie gelê en kerm, wel, dalk het hy die eerste 3 dae gelê en kerm, maar die oomblik toe hy opstaan en besef, maar ek weet wie my God is, en hy weet ek is binne in die vis, het hy begin profetiese woord oor homself uitspreek, en hy sê, maar ek sal weer in die tempel gaan aanbid. Ek weet my God gaan my red. En dan kry ons hierdie wonderlike belofte, hierdie wonderlike getuienis van die oomblik toe hy begin lewe spreek, die oomblik toe hy begin profeteer oor sy lewe, toe spoeg die vis hom uit. En wat is die boodskap vir my en vir jou in hierdie gedeelte? Baie van ons sit op die oomblik in baie slegte omstandighede. Goed is sleg, dit is slijmerig hier om ons, dit stink hier om ons. En ons weet nie watter kant toe nie, en ons roep uit en ons huil. Kom ons begin Jona se boodskap vat en ons sê, maar ek gaan lewe spreek. Ek gaan sê, my God, ek gaan weer in die tempel, gaan ek weer lofliedere sing. Ja, en ons weet mos nou, ons liggaam is die tempel van God, maar kom ons begin om profeties te spreek oor ons omstandighede. Ek gaan weer uit hierdie situasie uitkom. My God weet ek is in hierdie situasie. Hy het my nie gelos nie, hy weet ek is binne in hierdie situasie. En dalk moet party van ons so 'n bietjie gaan kyk en dalk besef, maar daar was 'n boodskap wat ek moes aan iemand gebring het, maar ek het gedink hulle is nie God se liefde werd nie. Dat ons dalk partykeer moet teruggaan en sê, maar ek sal gaan doen wat u my gevra het om te doen. En dan die laaste gedagte, ook jou naam is Jona, duif, want in Hooglied word jy genoem, in Hooglied 2, my duifie in die skeur van die rots. Jy sien, ons almal het die taak om 'n boodskapper te wees van ons almagtige God se liefde, ons almagtige God se ontferming, die feit dat hy weet van ons, selfs in die dieptes van duisternis, in die diepte van 'n slijmerige situasie. Mag jy hom vandag begin loof en prys, daar waar die seegras om jou kop gedraai is, en jy nie kan sien vorentoe nie, en jy nie kan ruik nie, jy kan nie hoor nie, jy kan niks doen nie.
But you know that you know that you know, dat die koning van die konings weet wie jy is. Jy sien, dit gaan nie oor hoe diep is jy in die vis se maag nie. Dit gaan oor hoe diep is jy in die woord vasgelê. Geliefde, gaan en wees 'n duif vir die koning. Abba Vader, dankie dat U ons kies. Dankie dat U van ons weet, jy's daar in die diepste duisternis, is U nog steeds by ons. Ons loof U vir die getrouheid. Amen.